Goeiemôre. Ja, vandag is al 8 Oktober, né? Kyk, net hoe vlieg die tyd. Maar my naam is Estie Geldenhuys en dis 'n voorreg om waarlik vir 'n 23ste keer en vandag dan ook die laaste keer te gesels oor dankbaarheid. En hierdie reeks van dankbaarheid het ek gemik oor dit waaroor ons kan dankbaar wees oor die karakter van ons hemelse Vader wat ons leer ken uit die betekenis van sy Hebreëse name. En die naam waarna ek vandag verwys, El Roi, R-O-I. El, wat natuurlik die almagtige, die sterk een is, en dan Roi is die nuwe naam wat bykom, die een wat sien. Dankie Vader, dankie. Dankie vir hoe jy my gelei het om vandag hierdie reeks af te sluit, en ek bid dat u asseblief in die gees voor my uitgaan. Dat u self bepaal wat u gees aan elkeen wat ooit na die boodskap sal oordra, sal aangee, aanstuur. Vader, ek weet net u kan regtig vir ons die begrip gee van al hierdie wonderbare dinge wat so verborge lê vir ons. En ek bid in die naam van Yeshua dat u kom en ook hierdie naam klink klaar werklik aan almal van ons verduidelik. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Halleluja, amen. El Roi, die een wat sien. Onthou jy die verhaal van Abraham en die belofte van 'n nageslag van soveel as die sterre aan die hemel en die sand aan die seestrand genigtig is baie. Maar toe trou hy, volgens Elohim se plan, met Sarah. En sy raak net nie swanger nie. Dit was Sarah wat die Hagar plan gemaak het. En vandag het ek besluit om te lees uit 'n boek wat ons Vader my laat skryf het, God Knows You. Hierdie voorlesing verduidelik waar die naam van Roi vandaan kom. Onthou, Hagar was 'n meisie van daardie wêreld en sy het nie groot geword met enige verstaan. Niemand in daai tyd het nie, want Abraham en Sarah was die eerste wat dit ontvang het, né? Maar kom ek lees vir jou. After it became known that Hagar was pregnant, things did not go well between Sarai and the concubine. Two emotions that surely must have erupted between these two women were pride and jealousy. And then I read from Genesis 16 verse 4. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Dit gaan oor Hagar. Her mistress, Sarah, was despised in her, Hagar, her eyes. In the end, Sarah blamed Abraham for the situation. Abraham then told Sarah to do as she saw fit. And Sarah, then still called Sarai, did not treat the girl well anymore. And one day, Hagar walked off into the desert. And there, out in the scorching sun, the Lord God met with Hagar at a fountain of water. He asked her what she was doing there. And her reply was that she was running away from her mistress. She was pregnant and realized that this God she had met could see that. He also saw that she was carrying a son. Then the Lord made her a promise. Her son would be born, and he would become a very big and strong nation, a strong people. They would be fighters. She was to call him Ishmael. Then, at this fountain, Hagar called the name of this God who spoke to her El Roi,
the God who sees me. She was aware that she had met with the living God and yet lived. She knew that she looked upon him who saw her. She also realized that he had shown her the future designs of those who would be born from her son. She had not only looked upon the God who saw her, but also upon the future he had promised her. She saw. In the spiritual, she saw all of this. Then she called the name of the Lord who spoke to her, El Roi. Till today, he knows the purpose he planned for those born from Ishmael. The meaning of the name Ishmael is God hears. In Hebrew, the meaning of Roi is to see. Figuratively, a lot more can be understood from the root of the word Ra'ah. The meaning of this root includes perceive, observe, look upon, consider, give attention, appear, to look, to gaze, and even to enjoy. It may also be interpreted as to provide, regard, tend to, and respect, and of course, to see. When one thinks about all these words describing Roi, we cannot help but appreciate that this is what El Roi also perceives when he is looking upon us. Sover die boekvoorlesing. El Roi is die een wat sien, hy sien alles. Daar's net mooi niks wat vir hom verberg kan word nie. Hy het geweet dat Hagar swanger was. En het selfs die toekoms van haar nageslag gesien. Ja, hy sien alles. En daarom weet hy alles. Hy weet wat in elkeen van ons se verlede lê. Dit wat gewerk het, asook dit wat nie gewerk het nie. Hy weet watter moontlikhede in elkeen van ons se toekoms lê. Boonop ken hy al die moontlikhede wat ons kan oorweeg. Hy weet watter keuses ons moet maak. En wat daarvan vir ons die beste sal wees. En tog laat hy die besluite steeds aan ons oor. Ons is nie soos handpoppe aan stringe van tou aan die vingers van ons Skepper God nie. Nee, meer nog, ek glo dat hy begeer dat ons sal soek daarna om te verstaan wat hy oor ons dink en wat hy vir ons beplan. Maar net dalk is ons so besig met ons eie gedagtes en eie planne en drome dat ons nie eens onthou om hom te vra wat hy vir ons beplan nie. Dink gou weer deur dit wat Hagar beleef het. Sy het geweet dat hierdie God haar ook sien. Ook dat hy gesien het dat sy swanger is. Hy het gesien dat sy 'n seun in haar skoot dra. Hy het vir haar gesê dat sy haar seun Ishmael moet noem. En dit beteken God hoor. Hy het ook vir haar vertel dat uit hierdie seun 'n groot sterk nasie gebou sou word en dat hulle bekend sal staan as vegters. Hy het alles van haar gesien. Dit is waarom sy hom El Roi genoem het, die een wat sien. Waar laat dit my en jou? Kom ons kyk eens binne toe. El Roi weet wat in ons binneste aangaan. Hy weet ook selfs beter as ek en jy wat nie alleen in ons omstandighede aangaan nie, maar wat ook die uitkoms daarvan kan wees.
Hy weet nie net van wat gebeur nie, maar ook hoe alles hanteer moet word. En gestel as goed in ons omstandighede wat nie maklik is nie, wat ons selfs ontstel. Veral dan is dit soveel beter om alles aan hom oor te laat, met die wete dat hy die beste oplossings in sy hande hou. Wag op hom, bespreek dit met hom. Daar sal gedagtes by jou opkom. Beweeg slegs wanneer jy daardie dringendheid tog totale vrede beleef. Moenie andersins net opstaan en reageer nie. Wag op die vrede van ons Vader. Maar staan gerus 'n oomblik stil in jou eie kop. Besef dat El Roi ons ganse pad sien. Wat was en ook wat kom. Hy weet presies wat die beste keuses vir ons is. Hy ken die uitkoms van alle dinge. Waarom nie die keuse maak om alles wat ons beleef voor hom oop te rol, te oordink en met hom deur te praat met die versigtiging dat hy vir ons die pad vorentoe wys. En as die hoor van ons Vader se stem vir jou nuut en vreemd is my raad aan jou om te wag op sy vrede. Solank ons nie vrede beleef nie, sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, moenie beweeg nie. Wag bidend en gefokus op hom. El Roi sien jou, ook vandag. In elkeen van die dinge wat ek en jy moet doen en waaroor ons moet besluit, sien El Roi ons. Vader, dankie dat U El Roi is, steeds, vandag, ook vir my. Dankie dat daar net mooi niks is, wat U kan ontgaan nie. Dankie dat U alles weet, ook alles van my. U sien my. U sien my geliefdes, en U alleen weet alles van ons. Ons eer U daarvoor, Vader, en wees ons genadig, dat ons waaragtig net na U sal kom. Dat ons sake voor U, wat alles sien, El Roi, dat ons alles voor U sal ontbloot neerlê, uitpak, bedink, oordink, en dat ons nooit 'n besluit sal neem, as ons U nie geraadpleeg het nie. Help ons asseblief daarin. Halleluja. Amen.